Nou is dit tyd vir ons koerantbespreking saam met Dorien Loubser van Algoa FM. Dorien, baie dankie dat jy ons te woord staan ten spyte van die feit dat jy bietjie plat geslaan is daarso neffens die baai. Het die wind bietjie erg gewaai? Ja, ek het so heerlike somers verkoue, is dit nie te lekker nie. So, as my internet bietjie haak, ek het my ou modem gebruik om in te skakel vandag. So wees net geduldig met my asseblief. Wow, Dorien, ek wil daai foon by jou steel. Ons praat juis van gadgets wat mense meer gebruik vandag nie. So dis baie oulik, baie dankie. Vertel vir ons bietjie, wat het aangegaan op die R61 en die polisie wat by die plaza 'n klomp kriminele vasgetrek het, besig daarso? Dit was groot drama hierso in die baai gewees. Ek sê altyd Port Elizabeth is net 'n groot dorp. Daar was 'n gewapende rooftog by 'n baie populêre Gits daar, okay, daar gaan daai ou foon nou so 'n bietjie. Kyk of ons haar terugkry. Is jy nou daar? Kom ons probeer gou nog een keer, Dorien. Ek is hier, kan julle my hoor? Ja, vertel gou weer vir ons van die begin af van die R61. Wel, die R61 is nou nie die rooftog nie. Dit is langafstand busse wat die polisie begelei as hulle nou deur die R61 kom in die Oos-Kaap. Die storie waartoe jy nou hier verwys is 'n gewapende rooftog by 'n inkopiesentrum in die baai, en hulle het een verdagte in hegtenis geneem, maar 'n ander voertuig wat die juwele ingehaat het, is toe later by die Waal Plaza tolhek vasgetrek. So dit is hoe hulle uitmekaar uitgespat het, en uitmuntende werk van die polisie wat hierdie mense vasgetrek het. En ja, dis daardie tyd van die jaar wat die kriminele hulle kerskouse wil volmaak. Absoluut. Ek dink almal moet maar bietjie versigtig wees oor hierdie tyd ook. Dorien, dan het jy net so vinnig genoem van die lang afstand busse. 'n Storie wat eintlik al 'n lang pad kom ook as jy kyk na die hof aansoeke en die hofsaake wat gebring is, en tog gaan dit voort. Dis reg, die LER vir vervoer in die Oos-Kaap, Zolile Ngata, het reguit gesê dit is die taksiebedryf, en hulle moet teruggaan na die tafel toe om te bespreek hoe hulle hierdie ding gaan benader, want dit is vakansietyd. Daar's baie mense wat van die Kaap af na die Oos-Kaap toe gaan vir vakansie. Vroeër die maand het nog 'n lang afstandbus onder skoot gekom. Talle skote is afgevuur. Dit was wonderbaarlik dat net een persoon is. So nou het die polisie gekom om hierdie lang afstandbusse te help om deur die deel van die provinsie te kom, en die taksiebedryf is nie gelukkig hiermee nie, en dus het hulle toe nou begin om die paaie te blok, so hierdie lang afstandbusse kan nie deurkom nie. En dit is 'n groot probleem wat 'n groot kopkrap gaan wees vir Desember. Ja, sjoe. Dan in Klebega, 'n endokrinoloog wat erg aangekla is van 'n klomp walglike goeters, is uiteindelik nou gearresteer op Dinsdag, nê? Nee. Dit storie in die baai in 2020, toe 5 van sy pasiënte na vore gekom het met klagtes van verkrachting en seksuele aanranding. Nou van die klaagsters dat na 2013 toe. Maar die dokter is toe nou deur die beheerraad geskort vir 18 maande en toe nou uiteindelik van die rol geskraap. So die dokter is nou besig om te probeer om steeds te praktiseer as 'n spesialis. En hy is nou met 'n hofgeding besig, en toe nou die Dinsdag is hy uiteindelik in hegtenis geneem na 'n 5 jaar lange ondersoek deur die polisie. Dis werklik skokkend. Niemand wil dit ooit hoor nie, maar ons is bly ook weer eens, soos een van ons vorige stories wat die polisie regtig vinnig opgetree het Dorien. Dit bring vir my mens daarom goeie nuus. Dan moet ons gesels oor renosters. Ja, 'n ongelooflike groot renosterfonds in Singapore. Hulle sê dit is die grootste fonds wat hulle nog gemaak het. Oor die $800,000 die waarde. En jy kan sien al hierdie horings wat daar uitgepak is. En hulle het bevind dat al hierdie horings kom van Suid-Afrika af. Oh. So
wat vir my interessant was, ons weet die Asiërs dink daar is medisyne in renosterhorings, maar ek sien in hierdie artikel hulle gebruik dit ook vir juwele, soos knippies in jou hare, beltbuckles en al die dinge. So ja, dit is baie teleurstellend om te sien dat soveel renosterhorings nog steeds uit ons land se grense kan kom. En om te dink, elkeen van daai horings verteenwoordig 'n renoster wat waarskynlik op 'n baie wreedaardige manier doodgemaak is. En wat my die ergste is, Dorien, is dat jy sê hulle gebruik dit as juwele ook, wat beteken hulle is nie eers skaam daaroor dat hierdie dier moes doodgaan, wat reeds bedreig is, wat 'n misdaad is. Hulle dra dit net met trots. Ek weet Vietnam is waarskynlik die grootste verbruikers van renosterhorings. So dit was waarskynlik op pad na daai gedeeltes toe en ek is bly hulle dit onderskep, maar die skade is reeds gedoen. Ja, en nou gaan hierdie horings almal word nou vernietig. So ja. So hulle gaan nou net nog renoster stroop om op te maak vir daai aanvraag daarvoor. Ja, dit is baie jammer. Dan Zuma se dogter wat besluit het sy gaan 'n inskrywing oor mense wat skiet op Cyril Ramaphosa se verkiesingsplakkaat uitvee. Dit was dalk die beter keuse gewees. Ja, maar nou in die hof is die regskenner Emma Seidler, ons ken haar baie goed, en Zuma se dogter word verteenwoordig deur Dali Mpofu. En hy het gesê die tema van sy kruisondervraging gaan wees, wat doen Emma Seidler daar? En ons weet, sy ken haar storie as dit kom by sosiale media. Hierdie gaan 'n waterskeidingssaak wees. En ek dink nie Zuma se dogter besef die ernstige klagtes wat sy in die gesig staar hierson nie. Sjoe. Ja, dit is 'n saak wat 'n mens hoop geregtigheid seëvier op die einde. Absoluut. Dorien, ons sluit vanoggend af met 'n vreemde storie oor vetrolletjies. Ja, tyd van die jaar, ons gaan weer lekker vakansie hou en eet en dan is jou broek nie so lekker vir die werk nie. So, hulle het gewaarsku teen hierdie goedjies wat jy nou kan drink, wat oral op sosiale media is. Dis op WhatsApp, dis op Facebook. En hulle sê hierdie goed kom van China af, dit is nie veilig nie en verbruikers, veral vroue, word gewaarsku. Daar is nie 'n quick fix vir gewigverlies nie. So moenie op hierdie goed klik en hierdie produkte bestel as dit nie deur jou dokter goedgekeur is nie, want ons weet nie wat die inhoud van daardie produkte is nie. Ek weet nie of julle op Facebook gesien het hoe baie van hierdie goed geadverteer word nie. Dis nou daai buisies wat jy glo insluk en dan sien jy iemand was erg oorgewig en dan skielik so maar soos 'n kraai. So wees versigtig vir die eetprodukte wat jy aanlyn koop, want hulle het gevind van hierdie goed kom letterlik deur die pos uit China uit. Ja, mens weet nie wat die langtermyn neeweffekte ook is van enigiets wat jy inneem nie. Dorien, ons hoop jy voel beter en baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dit is natuurlik Dorien Loubser van Algoa FM. Bly net daar weer is, ons is nou weer terug. Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future.